Gaan jy kan record? Ok, kom ons doen dit. Ek het op die kerkgroepe laat weet ons internet sukkel. Met al die mikrofone behoort krag te hê. Ok, dan dink ek is ons reg. Om Christus om reg is, dan kan ons maar aangaan. Goeienaand almal. Ek klink in my eie ore verskriklik, want ek staan nou voor die luidsprekers. Klink dit vir julle reg? Goed. Ek het op die kerkgroepe laat weet, ons het uitdaging met die internet, so Madri is besig om dit vir ons op te neem. Madri het my wide angle vat as ek hier voorstaan, want ek weet ek beweeg 'n bietjie meer. Maar ons gaan die opname, môreoggend as die krag herstel is, dan sal ek die opname kom oplaai, wanneer ons weer 'n stabiele internetverbinding het, so dit sal op die internet gaan, en ek sal die skakel dan op die groepe uitstuur, sodra ek die uitsending opgelaai het. So dit is waar ons trek. Dan het Madri ook nou my aandag daarop gebring, ek moet bieg, dit is my nalatigheid. Die Gaatjie Ponder sê, ons gaan aan tot die 23ste Januarie, dit is Vrydag aand. Ons maak Donderdag aand klaar, so ons gaan net aan tot die 22ste Januarie, en dan sluit ons Sondagoggend die 25ste Januarie af in die kerk. Dit is hoe dit gaan. So ons gaan nie aan tot die 23ste nie, julle kan Vrydag aand gaan kuier, ek weet Karl het baie vrywerk om in te haal, ek bedoel merkwerk, sorry. Ek het jou gesê, gaan jou uithaal. Maar ons is dan tot Donderdag aand toe hier, ek is opgewonde, en dan wil ek gou gevra, wie se Maandag hardloop blou? Vir wie was dit moeilik om vanaand hier te kom? Nee? Ok, goed. Bietjie getuienis, ek gaan nou vir Tannie kans gee. Bietjie getuienis, my ervaring, wanneer dit moeilik gaan, voor ek erediens toe kom, voor ek na 'n bidtuur toe gaan. Dis die goed wat saak maak. Wanneer dit moeilik is die goed wat saak maak, en dit is vir my so verskriklik belangrik, dat alles skeef geloop het nou vanmiddag, voor ons hierna toe kom. Dis nie jou skuld die Matthee, ek weet. Want dit is waaroor ons vanaand gaan praat. Dis wat ons vanaand oor wil praat. Nee, ons het nou, as jy gaan kyk na die pamflet hier, is te ver om te loop, is te na om te ry. Dit is nou hoe vandag gegaan het. Alles is of te ver of te naby, maar net nie 100% binne bereik nie. Nee, blou Maandag. So ek is bly ons het 'n blou Maandag, dat ons op die blou Maandag, ter afsluiting van ons blou Maandag,
'n bietjie kan gesels oor God in ons blou maandag. Ek dink dit is wonderlik. Tannie Susan, ek dink voordat ons met ons erediens begin, kom ons gee geleentheid vir die getuienis en ons maak ons geselsies klaar. Is dit bietjie te hard? OK, Madre, kan 'n klein bietjie sagter by my asseblief? Dan sê ja, ek dink dit klink beter. Tannie Susan, dankie. Ek het al 73 geword en in my 73 jaar het ek heelwat wonderwerke uit God se hand ontvang. Maar gisteraand was net die hoogtepunt. My meisiekind wat in Port Elfrid bly, sy's getroud en sy 2 kinders. Gewoonlik het sy en haar man gaan 'n Sondagmiddag strand toe, want hulle bly so 10 km uit die dorp uit op 'n plaas. Gistermiddag besluit hulle gaan tuin maak, wat 'n bestuuring van die Here was, want hulle kinders het in die volgende huis met die 2 kleintjies geleen slaap. En toe hulle opkyk, toe is daar vlamme om hulle. Die plaas was aan die brand. Die eienaar van die plaas het die helfte van sy huis verloor. 2 bote, 4 quadbikes, 'n bakkie en 2 motors. Sy voorman se huis het halfpad afgebrand. Al die store het afgebrand. Waar my kinders bly, 30 meter van hulle agterdeur af, begin die bosse van die plaas. Sy het voeltjies, kanaries op in 'n hok. Haar seun het hoenders in 'n hok. Langs haar seun se huis is bosse. Daai bosse langs die huis het alles afgebrand. Langs dit was die karre wat afgebrand het. Al wat van hulle huise gebrand het, was die ligdraad tussen die TV se antenne aan die huis. Verder het niks afgebrand nie. Want toe sy vir my bel 5 uur en sê, ma, ons moet ontruim. Toe bel ek my groep mense in Gramstad en hulle het verder gebel. Daai kinders het niks verloor nie. Hulle huis is net vuil en vol rook. Dis 'n bestuuring van die Here. Is 'n wonderwerk. En ek meen daai plaas is groot en daar's groot bome. Daar staan 2 groot eikebome langs hulle huis. 'n Groot saffraanboom voor hulle huis. Niks het gebrand nie. Net die plaas om hulle in die ander dele van die plaas het gebrand het. Hier staan, gaan vertel, hoe ek kom vertel vanaand, die Here is goed. Hy is wonderlik goed. Ek dink in die, kom ons sê maar meer tradisionele gange van die kerk is getuienis nie altyd iets wat ons gereeld voor geleentheid gee nie. Kom, ek gaan dit probeer sagstel. Maar toe Tannie Susan nou sê, sy wil kom getuig, toe onthou ek hoe ek gistermiddag saam met 'n vriend van my in 'n swembad geklim het en hy begin gesels oor 'n droom wat hy gehad het. En hoeveel het bevestiging wat hy gekry het, dat hierdie droom nie net 'n droom is nie. En hy getuig. Nee, hy vertel net sy storie. Dit is dat hy doelbewus iets wil maak, nee, hy vertel sy storie. En sy storie tref my, versterk my geloof, dit daag my geloof uit. Soos Tannie Susan sê, vertel net. Ons moet geloof kan gesels nie net hier in die kerkie, ons moet geloof kan gesels langs die braaivleisvuur ook. Of as jy 'n baie hegte familie is daar verskillende maniere wat jy dit kan doen. Die een meer vreemd as die ander, maar solank hulle net gesels is die saak reg. OK. So dit is blykbaar Bybels vir paas om hulle dogters te terg oor boyfriend so Johan. Ons kan koppe by mekaar sit vir 'n paar grappies. Maar ja, laat ons nie skaam wees om te vertel nie, want wat ons met hierdie week wil doen, as ons praat van week van gebed, dit is 'n pitstop geleentheid waar ons by mekaar kom om rus te vind, en dit is 'n week wat ons neem om mekaar te herinner, vertel vir God. Nee, wat ook al hier binne aangaan, vertel vir God, en dan spesifiek hierdie week ons tema, gebroke gebed met die vraagteken te gebroke vir gebed, wat ek dink almal instinktief hulle kop wil nee voorskit, jy kan nie te gebroke wees nie, maar, wat gaan nie binne in jou aan terwyl jy so jou kop skit? Jy het al gevoel, jy is te gebroke vir gebed. Nee? Jok ek? Marie sê ek jok.
So dit is wat ons oor wil gesels. Ons sê, jy kan nie te gebroken wees vir gebed nie, maar tog leef daar partykeer iets binne jou. En ek is bly dat ons afskop met 'n getuienis. Van daai goed wat hier binne jou aangaan, terwyl jy jou kop skud, nee, kan nie wees nie, maar jy leef iets, gaan vertel vir God, wat is dit wat hier binne is. Dit is wat ons kom doen in die week. Ons vertel van ons bekommerd oor die brande, en oor die vloede, en oor die droogtes, en oor die back and claw seer, en oor die sport by die skool, en huwelike in ons land wat nie hou nie, en misdaad wat toeneem, en die en daai, maar ons is nog steeds dankbaar. Dit is wat ons kom doen in die week. Okay, so, as die preek vir jou niks beteken nie, is fantasties. Vat dit 5 minute en vertel vir God. Die preek het vir my niks beteken nie, maar het was lekker om by u te wees. Amen. Al is dit al, dan is dit ook goed. So, kom ons word stil, dan gaan ons 'n paar liedere sing, dat ons in die gebedstemming kom, en dan gaan ons 'n bietjie saamgesels. Ek wil julle nie buitensporig lank besig hou nie, so die bal is in my baan. Kom ons bid saam. Papa God, baie dankie Here vir die eer en die voorreg om by mekaar te kan kom vir 'n gebedsgeleentheid. Dit is 'n geweldige groot eer en 'n voorreg om te dink dat u vir ons tyd gee, waar ons in gesprek kan tree met u, waar ons kan vertel en luister en vertel en luister, en dat ons weet, u maak bemoeienis met ons. En Here, ons gesprek vanaand gaan oor die tye wat ons sukkel om die bemoeienis wat u met ons maak te erken of raak te sien. En dit is 'n baie moeilike gesprek, wat baie maklike lang gesprek kan raak. Maar Here, ons gebed is dat hierdie gesprek nie vanaand in sirkels sal gaan nie, maar dat 'n gesprek sal wees wat ons eintlik met 'n staal fokus sal toerus, sodat ons op u gefokus kan wees. Amper soos 'n perd met oogklappe, Here, mag ons niks anders sien as u nie. Wanneer ons lofprysing bring, mag dit wees omdat ons u sien en omdat ons u aanroep. Wanneer ons saamgesels, mag dit wees omdat ons gemeenskap met u en met mekaar vier. En mag die woorde wat u vandag vir ons gee, nie onverrigter sake terugkeer nie. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Dankie oom Christo.
is my bron van krag, in U teenwoordigheid wil ek waak. U alleen is my hartsverlang en ek bring aan U die eer. Kom ons staan. Is van die waarheid te woon hier in my, maak my gehoorsaam, getrou aan die woord. Gees van die lewe, kom maak my weer nuut, rig my gedagtes en denke na bo. Gee my die lof van die Vader se hart, leer my die klank van sy stem, bring my tot rus in die Vader se hand, hou my vir altyd by hom. Gees van die waarheid, gee krag vir my kind, maak my getuie in liefde en hoop. Gees van vernieuwing, vervul my vandag, stort al die gawes opnuut in my hart. Gee my die klop van die Vader se hart, leer my die klank van sy stem, bring my tot rus in die Vader se hand, hou my vir altyd by hom. Wie van julle is bekend met Psalm 22? So die vuis uit. Ek het dan net al gesels rond, ja, so kan dit onthou. Interessant genoeg, my eerste kontak met Psalm 22, het klink nou vreemd, maar op kweekskool moes ons 'n begrafnispreek skryf. En ons voorgeskrewe teks is Psalm 22. Dis waar ek die eerste keer in my lewe met Psalm 22 te make gekry het. En dit was my 'n vreemde psalm, want hoe kan iemand troos daaruit kry? En mettertyd het Psalm 22 meer geword, en met vanaand het hy weer meer geword. Ek gaan eerlik wees, daar is my notas, die kragpunt is te kort, so kom ons kyk wat ek kan onthou. Maar voor ek daar kom ons lees saam uit Psalm 22. Vir die koorleier op die wysie van die wildsbok van die Daraad, 'n Psalm van Dawid. Belangrik, Psalm van Dawid. My God, waarom het U my verlaat en bly U ver as ek om hulp roep? My God, ek roep bedags en U antwoord nie, ook snags, maar ek kry geen rus nie. U is tog die Heilige wat woon waar die lofsange van Israel weer klink. Op U het ons voorvaders vertrou. Hulle het vertrou en U het hulle gered. Hulle het na U om hulp geroep en hulle is bevry. Op U het hulle vertrou en hulle is nie beskaam nie. Maar ek is 'n wurm, nie 'n mens nie.
Ek word deur die mense bespot en deur die volk verag. Almal wat my sien, spot my. Hulle steek vir my tong uit, en knik met voldoening die kop en sê, laat dit aan die Here oor. Laat hy hom red. Laat hy hom bevry as hy dan so baie van hom hou. U het my die eerste lewenslig laat sien. My veilig laat rus aan die bors van my moeder. Van my geboorte af is ek onder u sorg. Van die begin van my lewe af is u my God. Moet tog nie so ver van my af wegbly nie, want die nood is naby en daar is niemand wat help nie. 'n wreedaardige klomp mense het my omsingel. Soos beeste uit Basan staan hulle my toe. Soos verskeurende, brullende leeu's storm hulle met oop bekke op my af. Ek is soos uitgestorte water. Al my bene het uit mekaar geval. My hart het soos was geword. Dit smelt weg in my. Ek is so min werd soos 'n potskerf. My tong kleef aan my verhemelte. U laat lê my asof ek dood is. Soos honde omsingel hulle my. Die bende misdadigers sak op my toe. Hulle bind my hande en voete vas. Al wat been in my is, kan ek tel. Hulle kyk na my met leedvermaak. Hulle verdeel my klere onder mekaar en trek looitjies oor my mantel. En u, Here, moet tog nie so ver bly nie. Bron van my krag, help my tog gou. Red my van die swaard, my kosbare lewe uit die mag van die honde. Red my uit die bek van die leeu en tussen die horings van die wilde beeste uit. Kom ons stop eers hier. Wie kan vergelyk? Wie vind aanklank by wat ons lees? Hoef nie skaam te wees nie. Ek dink ons moet ophou daarmee om weg te steek dat dit moeilik is om 'n Christen te wees. Hierdie voorspoedsteologie wat so almal oorspoel, wat vir jou sê die oomblik as jy jou lewe vir die Here gee, moet dit maanskyn en rose wees. Hierdie Psalm alleen weerspreek dit. Het is nie maklik om 'n kind van God te wees nie. Jesus se woorde was, as iemand my wil volg, moet hy wat doen? Sy kruis opneem en my volg. Weet julle hoe swaar is 'n dwarsbalk van 'n kruis? Deksel swaar. So kom ons lees tot hier en ons sê vir mekaar eerlik, partykeer voel God ver. Partykeer is dit nie maklik nie. Partykeer wil ek op my bed gaan lê en myself aan 'n bonneltjie opkrul soos 'n kat wat warm kry en vir die Here sê, nou moet u my maar hier kom haal want ek kan nie verder nie. Ek wil nie verder nie. Ek is plat. Hierdie Psalm sê, partykeer mag ek dit sê. En dan ewe skielik vat hierdie Psalm 'n totale draai. U het my gebed verhoor. Ek sal tot eer van u naam getuig in die gemeente, u in die volle vergadering prys. Julle wat die Here dien, prys hom, vereer hom nageslag van Jakob, betoon hom eerbied nageslag van Israel. Die nood van die hulpelose het hy nie verontagsaam en gering geskat nie, hom daarvan nie teruggetrek nie, maar die hulpgeroep na hom het hy gehoor. My loflied in die volle vergadering kom van hom af. My gelofte sal ek nakom voor die mense wat hom dien. By die offermaaltyd sal die armes genoeg hê om te eet, en sal die wat na die wil van die Here vra hom prys. Mag hulle lank en gelukkig lewe. Mense oor die hele wêreld sal die Here erken en hulle tot hom bekeer. Alle volke sal hom as koning erken, want die koningskap behoort aan die Here. Hy heers oor die volke. Al die rykes van die wêreld sal ook aan die maaltyd deelneem en hom as koning erken. Ja, alle mense, sterflik en verganklik, sal voor hom kniel. Die nageslag sal hom dien en hulle sal van die Here vertel aan die volgende geslag. Die sal dan aan die volk wat nog gebore moet word van hierdie verlossingsdaad getuig. Die Here het dit gedoen. Hier sluit die Psalm af met wat ons nou gesê het. Gaan vertel. Ja, oké. Kom ek hardop nie die preek vooruit nie. Ek is geneig om opgewonde te raak. Ek wil gou voor ons verder gaan. Diegene van julle wat sê hulle is 'n bietjie minder bekend met die Psalm, praat gou met my bietjie ervarings. Wat se gedagtes maak die Psalm los? Dit mag dalk vir ons gesprek baie goed wees.
Dis nie erediens nie, sien dit soos 'n Bybelstudie, ons moet wederzijds met mekaar wees. Dis hy. Okay. So daar is iets bekend. Daar is iets bekend, maar dit voel nog steeds, dis vreemd bekend. Okay. So vreemde bekendheid. Klink soos 'n oksimoron, maar ek glo julle verstaan. Dit is vreemd dat dit bekend is. Goed, wat nog? Kom, ek gaan so vra, wie van julle vind 'n bietjie van 'n vinger wat na jou toe wys as hierdie Psalm lees? Niemand, ja, so een of twee van ons. Voel partykeer of haar vinger na jou toe wys as die Psalm lees. Okay, wie van julle vind in dieselfde tyd ook troos en bemoediging in die Psalm? Nee. En dit is wat hierdie Psalms, presies soos Martin sê, dit is 'n vreemde bekendheid, dat is die hele tyd hierdie, nie teenstrydigheid nie, maar 'n vreemde ervaring rondom die Psalm. En dit is wat ek baie graag wil hê julle moes ervaar in die Psalm, want dit is waar ons vanaand eintlik wil begin. So toe ons die woorde hoor, my God, waarom het U my verlaat? Toe hardop almal van ons gedagtes, wag, hierdie woorde klink bekend. Waar het ek dit al van tevore gehoor? En dan dink ek by myself, hierdie is nie woorde wat vir my lekker is om te sê nie. Ek hou nie daarvan om die woorde te uiter, dat God my verlaat het nie, ongeag of het waar is, dit is my ervaring. Ek hou nie daarvan om hierdie woorde te sê nie. Want dit bots met alles wat ek geleer is van God, dit bots met alles wat ek glo van God, want hoe kan God liefde wees, hoe kan God genade wees, hoe kan God naby wees, as my ervaring is, dat God so verskriklik ver is. Dis 'n teenstrydigheid, of 'n tweestryd in my. So ek wil nie hierdie woorde sê nie. En is my nog erger as ek op 'n plek moet kom, waar ek hierdie gedagte koester, waar ek stap, vir meer as een dag in 'n ry met die gedagte, God voel vir my ver, of God voel vir my toeganklik, en dan wil ek my haar uit my kop uittrek en vra my magtig, maar ons hier onlangs in laas jaar nog gesels oor wie God is, en begin deur te sê, hy is toeganklik en ontvanklik nie. Maar, dis ons ervaring. Reg of verkeerd, kom ons vra nie die vraag nie. Dis nie nou die vraag nie. Kom ons begin deur eerlik te wees daaroor. Ons ervaar baie keer in ons lewe, en eintlik baie keer in ons lewe, ervaar ons omstandighede wat ons laat vra, maar is dit 'n straf? Doen ek iets verkeerd? Doen iemand iets verkeerd teenoor my? Waar is God? Hoekom gebeur hierdie dinge? Die tipiese ou vraag, hoekom gebeur slegte dinge met goeie mense? En ons het al daaroor gepraat, wie sê vir jou, jy is goed? En dan hardop almal van ons weer, en ons gaan soek 'n stomp bottermes om op ons polse mee viool te speel, want ek is 'n slegte mens, ek is 'n draak, niemand hou van my nie, ek is 'n krokodil met stomp tande. Ons dink so oor onsself. Ons lag nou, want dit is waar. Ons wees maar eerlik. Baie van ons het dit al gekry. En dan wonder ek, waar kom hierdie ervaring van God is ver vandaan? Want ons weet, die belofte van Kersfees, wanneer God 'n naam gegee word, is dit nie net sy naam nie, dit is fisies sy karakter wat beskryf word, en die naam wat vir God gegee word met Kersfees, is Immanuel. Kan julle onthou wat dit beteken? Immanuel? God met ons. God by ons, God in ons. Soos dit is wie God is, wat sê dit vir my van my ervaring dat God ver is? So moet dink oor die goed. As God met my is, wat is die afleiding wat ek moet maak van my ervaring, wanneer dit vir my voel God is ver? My ervaring is verkeerd. Dis menslike logika. Okay? So kom ons glo God keer hierdie logika goed. Want God wil hê ek moet vrymoedigheid neem, wat ons gister oor gepraat het, om tot hom te nader, nee? Vrymoedigheid. Toe ons gesels het oor die vrymoedigheid,
toe het ons daaroor gepraat dat verskynsels in verhoudings tussen mense bied eintlik vir ons baie insig in terme van hoe die verhouding tussen ons en God werk of behoort te werk. Kan julle dit onthou? En ek onthou ek het nog vir Francine en vir George uitgehaal toe ek vir Francine vra, hoekom het sy met George in verhouding getree? En die antwoord was, want hy het gevra. En ons het daarby uitgekom, toenadering lei tot toenadering. Onthou julle dit? Maak dit nog sin vir die wat dit dalk vir die eerste keer hoor? Toenadering lei tot toenadering. Dis makliker om by iemand te gaan kuier wanneer jy genooi word. Dis makliker om weer sonder 'n uitnodiging soos by iemand op te dag, soos byvoorbeeld by Murray, want sy laat jou so warm en welkom voel dat jy volgende keer weer sommer sonder 'n afspraak daar opdaag. Murray, ek moet jou nog terugbetaal vir die beskuit. Maar toenadering lei tot toenadering. Want sodra die een vrymoedigheid neem en die ander een met vrymoedigheid beantwoord, begin dit 'n patroon vorm van toenadering wat lei tot toenadering, en wanneer toenadering lei tot toenadering en dit begin toeneem, dan ontstaan daar iets wat ons noem intimiteit. Nee, gehegtheid, spontaneïteit, loyaliteit, wederwysige respek en waardering, wat uiteindelik lei tot 'n hinkering. Ek soek jou. Ek verlang na jou. Jy sit hier langs my, maar ek verlang na jou. Hou net my hand vas, krap my hare deur mekaar, gesels met my of ry saam met my wildernis toe vir die vakansie. Ek gee nie om nie, wees net naby. Doen iets wat my laat agterkom. Jy waardeer my teenwoordigheid. Jy soek my teenwoordigheid en jy voel dit wanneer ek afwesig is. Toenadering lei tot toenadering. En uit dit uit bou ons 'n verhouding. Dit het ons gesê. Nou as ons gaan kyk na menseverhoudings en ons sien dit in menseverhoudings en ons weet dit is net op 'n baie groter skaal ook die geval in ons verhouding met God. God het in elk geval eers tot ons genader, so ons antwoord daarop, en as ons vrymoedigheid neem om tot God te nader, want hy het ons gevra om tot hom te nader, en hy het ons gevra dat hy tot ons wil nader, dan is daar ons nou vrymoedigheid. So hier het nou 'n verhouding ontstaan. Kyk, julle is getroud, 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 julle is getroud. Hoe gereeld gebeur dit, dat het vir julle voel julle leef by mekaar verby? Dit gebeur. Ek is lief vir jou, ek mis jou, en jy is hier, maar ek mis jou. Praat met my. Op 'n manier begin ons by mekaar leef. En dan kyk ek, hoekom kan ek nie soos Mattie en Vangie wees nie? Mattie is amper nooit by die huis, maar Vangie bly lief vir hom. Ek is heeltyd by die huis en my vrou pes my. Miskien is dit die probleem. En so kan ons aangaan. Maar die oomblik wat Vangie en Mattie gaan kyk na Murray en Johan se verhouding, en hulle begin vergelykings tref, dan kruip daar 'n dingetjie wat sy kop uitsteek. En daai dingetjie se kop moet afgekap word. Want 5 minute later kyk hulle ook na Lenel en Marnay, en hulle tref nog 'n vergelyking, en hulle sit net al hoe meer vraagtekens en twyfel aan hulle verhouding, wat hoegenaamd met die ander twee vergelyk kan word nie, want hierdie verhouding is uniek. En nou vergelyk ek my verhouding met die van ander mense, en nou begin ek sleg voel oor my. Begin dit sin maak hoekom die 10de gebod sê jy mag nie begeer nie. Nou begin ek vergelykings tref. Hoekom kan ek nie hê wat daai ene het nie? Hoekom kan ek hê wat daai ene het nie? Ensovoorts, ensovoorts, ensovoorts. En voor ek my kon kry, is ek ondankbaar en ongelukkig met alles in my lewe wat ek wel het. Ek is so besig om te vergelyk dat dit vir my onmoontlik is om bestekopname te maak van wat ek het. My oupa het altyd vir my gesê, as die gras groener is aan die ander kant van die draad is, omdat daar meer beeste wy. Maak jou eie afleidings.
Ek het groot geword met daai gesegde. Ek dink waar ons met God begin striewel, is vir presies dieselfde rede. Hoekom kan ek nie bid soos Piet nie? Hoekom kan ek nie preek soos Jan nie? Hoekom kan ek nie mediteer soos San nie? Ek meen, as ek met vrou, hoekom kan ek nie 'n vrouediens by mekaar hark soos Mirrie nie? Is die eerste antwoord, want ek is 'n man. So dis hoegenaamd nie 'n vergelyking om te tref nie. Dis nie my plek nie. Hoekom het ek nie Mirrie se gawes nie? Baie eenvoudig, want dit is Mirrie se gawes. Hoekom het Mirrie nie Quentin se gawes nie? Vir dieselfde rede, dit is Quentin se gawes. Hy's 'n nar wat toevallig kan preek. Maar nou tref ons vergelyking, en omdat ek nie is soos 'n ander mens nie, omdat ek nie het wat 'n ander mens het nie, begin my hart al hoe meer soos in daai prentjie lyk. Hy kry so weerligstraal kraak deur hom. En hy sê soos 'n huis se muur wat jy met polyfill kan toesmeer nie. Waar kom ek aan hierdie teorie? Nommer 1, my persoonlike lewe, ek ervaar dit kwaai. Ek het veel, ek dink dit was laas Sondag wat ek gepraat het, dat ek op 'n punt gekom het dat ek wil glo, maar my vrou wil my nie lief hê nie, en ek het agtergekom, sy wil dit net nie, sy het my lief, maar nie soos ek wil hê nie. En nou is ek so dwaas dat ek dink, my vrou is sleg. Dit is absolute stupidheid, man. Dis belaglikheid. Want ek vergelyk. Hou op vergelyk. Doen eerder 'n eerlike bestekopname. Wat het jy? Moenie jou gawes met 'n ander een vergelyk nie. Die beste ding wat jy kan doen wanneer jy jou gawes by 'n ander een se gawes bring, is om nie te vergelyk nie, maar eerder om te kyk hoe kan ons mekaar aanvul. So Saterdag toe ek en Matthee gaan golf speel het, hy kan die kort game speel, ek kon die lang game speel, so ons het maar saam swak gespeel. Nee, hoekom is ons nie besig om aanvullend te wees nie? Want wat gebeur wanneer ons gehoorsaam is aan Galasiërs 6? Dra mekaar se laste en gee op die manier uitvoering aan die volle wet van Christus. Dan is ons besig met wat ons noem swyswerk. Veronderstel daai twee dele van die hartjie is al twee metaal. Hoe gaan jy twee stukke metaal by mekaar kry om een nuwe eenheid te maak? Swys hulle aan mekaar vas. En om mekaar se laste te dra is om te swys. Om te vergelyk is om 'n bytel en 'n hamer te vat en krake in toe te dien. Nie niemand anders nie, aan jouself. En ek glo dat nie een van ons masochisties is hier nie. Kan ek dit aanvaar? Ja nie, hoekom klink dit of jy twyfel? Lees ons Psalm 22, is dit vir my verskriklik opvallend, die eerste helfte van die Psalm. Die eerste helfte van die Psalm tot met die eerste helfte van vers 21 is die skrywer van die Psalm ongelukkig, paniekbevange, minderwaardig. Maar gaan kyk wat is kenmerkend van sy taalgebruik in die eerste helfte van die Psalm. In die eerste helfte van die Psalm lê die fokus waar? Het julle dit opgelet? In die eerste helfte van die Psalm lê die fokus by mense. Mense storm op my af. Ander mense het dit beter as ek. Hulle geloof is sterker en dieper en meer volwasse en watter adjektiewe jy nog ook al daar wil byvoeg, maar hulle geloof is anders as myne. Hulle geloof is veronderstel om anders te wees as joune, want dit is nie jou geloof nie. Jou verhouding met God is uniek, so die beste ding wat jy vir jouself en vir God kan doen, is hou op om te flip en vergelyk. Ekskuus, sorry, sê ek lelike woord. Hou op om te vergelyk. Dis nie aan vir God nie, dis 'n vleer wat nie wil vlieg nie. Die oomblik as jy vergelyk, wil jy die vlerke wat God jou gegee het vol gate skiet. Hou op om te vergelyk, hier sien ons dit. Toe ek vergelyk, toe sê ek is 'n wurm en nie 'n mens nie. Hoekom kan jy dit sê? Jy het geen grond om dit te sê nie, want Psalm 8 sê, U het hom met aansien en eer gekroon. Net 'n bietjie minder as die engele gemaak. So, Janie sit 'n kraansie en 'n paar vlerkies by en jy kan Cupid wees vir my. Ons is engeltjies. Nee, net 'n bietjie minder as die engeltjies gemaak.
So wat 'n reg het ek om te sê, ek is 'n wurm en nie 'n mens nie. Jy beledig God se skepping, wanneer jy sleg praat van jouself. Nou praat ek nie van soos wanneer ek nou voor die spieël gaan staan en sê ek is vooruitstrewend nie, dit is om te spot met jouself, maar moenie, toe maak ek later verduidelik. Moenie sleg praat van jouself, jy moenie glo dat jy niks werd is nie, want jy is besig om God se skepping te beledig. Weet, as ek nou in my middel kyk, moet ek eerder sê, God het hier 'n bietjie meer moeite gemaak, as hy. Goeie manier om het te sien. Nee, Matthee. God het hier 'n bietjie meer moeite gemaak. En dan neem die Psalm 'n totale wending. Wat gebeur in die tweede helfte? Die fokus verskuif totaal weg van mense af en op God. Om die waarheid te sê, die enigste verwysing na mense in die tweede helfte van die Psalm is om mense aan te moedig om ook hierdie vreugde in God te vind. Om ook hierdie vertroosting en hierdie toegang in God te vind. Nee, vergelyk met mense naby aan God, totale uiterstes. En dan kom ons vol sirkel terug na die woorde waar ons mee begin het. My God, waarom het U my verlaat? Hoekom moet dit jou vertroos wanneer jy hierdie woorde hoor, eerder as om jou bang te maak? Ons het gehoor, hierdie woorde is bekend, is die woorde wat Jesus aan die kruis gesê het. En besef julle dat die oomblik toe Jesus daardie woorde aan die kruis gesê het hy gekom en het al jou krake kom toeswys. Hy kom toeswys. Jy is heel gemaak. OK? Wat is julle? Help vir my. Julle is heel gemaak, né? Goed. Wanneer ons swys, om Swartpiet oom swys. Wanneer ek swys, daar's mos 'n merk daar, né? OK, so swys maak 'n merk. Hy maak heel, maar hy los 'n merk. Jy gaan kan sien dit is geswys. Kom ons vergelyk dit met 'n letsel. Nee, ek het 'n paar van hulle hierso. Hierso is een hier waar ek deur 'n pastoriese venster gevlieg het op universiteit, waar ons bromponie ry. Kyk. Ek kan of hierdie letsel kyk en ek kan sê, ek kan nie glo ek was so stupid om met 'n bromponie deur 'n dominee se ry te val nie. Of ek kan na dit kyk en dink, weet jy wat? Daai glas wat my arm gesny het, kom baie maklik my nek gesny het, want ek is kop eerste deur die ry. En dan was ek nie meer hier vandag nie. So is dit 'n letsel wat vir my sê waar ek gebreek het, of is dit 'n letsel wat vir my sê waar ek beskerm is? En daai bal is in jou baan, want jy gaan moet besluit. Jy gaan moet besluit. Maar as ons gaan kyk na die woorde, my God, waarom het U verlaat? Ons dink aan waar ons dit eintlik die eerste keer gehoor het, by name aan die kruis, en ons sê dit is waar Jesus al die gapings, al die krake in ons kom heel maak het, kom toeswys het. Nou sit die swysmerke daar. Dit is nie letsels nie, dis herinnerings aan my heling. Dis herinnerings aan my heelmaking. En dit is nie fortune cookie advice nie, ek weet party van ons voel so. Maar weet jy wat? Al dink jy dis fortune cookie advice. Wanneer dit vir jou voel God is ver, kyk 'n bietjie na jou letsels. Hierso sê hy, ons voorvaders het U gedien en hulle is nie beskaam nie. Hy sê, van my geboortedag af het U my bewaar en beskerm, my aan my ma se bors laat drink en laat groot en sterk word. So my letsels vertel vir my wat? God het my beskerm, God het nog nooit ver gewees nie. God wat ver is my ervaring, maar dit is hier waar die probleem lê. Dis hoe ek daaroor dink. Nader tot God en hy sal tot julle nader. Hoekom kan ek dit doen? Want hy het eers tot my genader. Dit het ons gister al bespreek. Partykeer is geloof, is gebedslewe net so frustrerend soos daai vervlakste, wat noem ons dit, boerespele, wat die artiese rokkies, wat ek kan nie onthou, die volksspele, daar is die woord. Soos daai volksspele liedjie, dis te ver om te loop, is te na om te ry, hoe sal ek maak om die nooi te kry? Dis so vervlaks frustrerend. Want die antwoord is voor die hand liggend. Klim in jou deksel se kar en ry. Ek sal die petrolgeld vir jou gee. Ons voel om dit vir mekaar te sê.
Maar ons vergelyk, en uit vergelyking uitkweek ons verskonings, en die verskonings is die een soos die ander, almal van hulle flou. Stap nommer 1 sou ek skat dan, vir my, en ek glo ook vir julle, om op te hou, om verskonings uit te dink, is om op te hou om te vergelyk. Ons het gisteroggend gepraat oor Moses ook. Hoekom was dit vir Moses 'n probleem met hy hakkel? Want ander mense het nie gehakkel, net vergelyk. En toe het dit as 'n verskoning gebruik. Hoekom was dit 'n probleem dat hy iemand doodgeslaan het? Op daai tyd het hy nog nie die Bybel so goed geken nie, so ek neem aan, dis omdat iemand anders dit nie gedoen het nie. Hou op om te vergelyk. Want die oomblik wat jy vergelyk, kweek jy opinie oor jouself. En as jy opinie oor jouself kweek wat nie saamstem met God sien, is jy besig om sy skepping te beledig. Dit wil jy nie doen nie. So, stop die vergevoel. Het is juis wanneer jy ver voel, wat God die naaste aan jou is. Onthou net, jy is die heeltyd besig, ek het dit by die skool ook gesê, was dit laasweek, Woensdag, toe ons ook oor gepraat, die oomblik wat jy wil nader tot God, is jy besig om die duiwel te leer te stel, so hy gaan jou probeer saboteer. Dis geestelike oorlogvoering. Dis iets wat ons miskien met Pinkster of iewers 'n bietjie kan verken, maar ek dink ons het nou is die tyd nie. Maar weet, die oomblik as jy probeer nader kom aan God, gaan die duiwel teleurgestel wees en hy gaan vir jou hindernis in jou pad gooi. Want hy wil hê jy moet vra, hoekom het God jou verlaat? En wat het ons gesê? As ek ervaar God het my verlaat, wat moet ek eers weet van my ervaring? Kom, ons doen gou hersiening. Wat moet ek weet van my ervaring as ek voel God is ver? Nie almal gelyk nie. My ervaring is vals. Dis 'n leuen. Want God is nie ver nie, hy is Immanuel, hy is God met my. En as ek die woorde wil uiter, my God, waarom het u verlaat? Wat moet ek aan herinner word? Aan die toeswys van my wonde. Want God het daardie woorde geuiter, sodat ek dit nooit hoef te uiter nie. Kyk ek na my swysmerke en sien ek 'n paar letsels, dan word ek nie herinner aan hoe gebroken ek was nie, ek word herinner aan hoeveel ek gesond gemaak is, hoeveel genade ek ontvang het. En is daar iewers dalk nog 'n kraakie? Wat doen ons met ons kraakies? Laat julle liggie skyn. Het ons hom? Ek weet die diens word afgesluit met 'n noot, maar ek gaan hy net vir hom Christus los. Nee, laat julle liggie skyn. Laat julle liggie skyn. Ekskuus hom? Hy is in die kar. Ja, om so het moet ook altyd uithaal. Om is net so erg soos Germant gister met die ligte afsit. Ek het beloof van die pot. Die pot is in die kar. My dag het onverwags heeltemal die mekaar geloop. Ek het die pot, ek het die lead met die lig. Ek het net die gloeilampie. So sorry. Oeps. Maar ja, nee, ek wil graag die pot bring, om Duke het regtig baie moeite gedoen om die pot vir ons daar te stel. Hy het hom interessant genoeg al die pad van Pretoria af hiernatoe gery, nadat ons Tannie Tana het hom vertel van die Pinksterreeks. En toe het hy die pot na aanleiding van dit het hy vir ons gemaak. So ek wil dit baie graag vir julle kom wys. Dat ek net my berings kry. Môre is 'n baie rustiger dag as vandag. So voorsien ek kom. Maar ek gaan dit vir julle bring en vir julle kom wys, dat ons daarby kan aansluit. Enigiets wat julle wil sê, enigiets wat julle wil vra, dit voel vir my ons hang 'n bietjie in die lug, maar ek dink tog die punt het oorgekom. Was dit vir julle goed? Nie goed soos dit was 'n goeie preek nie, het dit vir julle iets beteken. Baie goed, so as ek ooit vra, was dit vir julle goed, het dit vir julle iets toegevoeg. Goed. Môre aand gaan ons verder, ek het nou nie my pamflet voor my nie, maar môre aand gaan ons verder. Wendjie, wat bespreek ons môre? Dit sê hom ookie, nig, jy's 'n vyder. Nietemin, kyk, help gou, het iemand 'n pamfletjie by hulle?
Dankie Tannie Dons. Ekskuus. Okay. Right. So ons het nou vanaand gepraat oor die afstand, dat ons ervaar, God is ver, waar kom het vandaan? En dan, wanneer ons voel God is ver, afstand, wat maak ons daarmee? Okay, so, ons gaan môre 'n bietjie gesels. Is die afstand daar, is die afstand nie daar nie, is dit 'n ervaarde afstand, 'n denkbeeldige afstand? Ons praat 'n bietjie oor goed wat miskien skeiding maak tussen my en God, en of God die afstand los, of aanspreek, of vernietig, of wat ook al. So, kom ons gesels môre oor afstand. Julle het die pamfletjies, julle het die opsommings. Ek het dit nou net nie onmiddellik in my kop nie, maar as ek hier klaar is, gaan ek dit gaan lees, dat ek reg is vir môre. So, ons is môre aand weer hier, 6:00, en dan gaan ons verder. Ek het nou, ons gee gewoonlik gebedsgeleentheid. My ervaring is dat mense gewoonlik nie vreeslik bid nie. Dis die rede waarom ons vir die heel week, ons sing lied 309, Gees van die waarheid, U woon hier in my. Dis ons gebed, dat God in ons woon. En dan wanneer ons hierdie lied sing, mag die vrede van ons Hemelvader oor ons regeer. Dan is ons gebed hier vanaand, dat enige ervaring van te gebroke wees vir gebed. My plaas is te ver afgebrand om te bid, my droogte is te fel om te bid. Dis eintlik ons gebed vir mekaar. Dat ons vir mekaar sal bid, dat elke leuen wat die Satan vir ons gooi, om ons te oorreed of te probeer oorreed, ons is te stikkend, ons is te gebroke om tot God te bid. Ons bid dat daardie leuns op die vlug sal slaan. So ek gaan vanaand vra, kom ons sluit net met die gebed af. En dan môre aand, dan sit ons 'n paar gebedspunte op. Maar ek wil ook daarmee saam vra, sou ons hier klaar gesing wees, wanneer die van hier af verder gaan, bly in gebed. 1 Tessalonisense 5:17, wie van julle weet waar daar staan? Bid geduldig. Okay, so begin nou julle gebed met hierdie lied, en sit dit voort, voer hom deur. Dankie, kom ons sing. Here God,
wanneer ek volgens u bevel in Numeri die priesterlike seën uitspreek oor elkeen hier, dan vra ek Vader dat dit nie blote woorde sal wees nie, maar dat dit bevestiging sal wees van u teenwoordigheid, van u almag, u versorging. Mag elke hart, siel, gees, liggaam, mag ons weet, ons hoef nooit te bid, my God, waarom het u ons verlaat nie? Want ons weet soos u beloof, die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Mag ons in u teenwoordigheid voortgaan. Amen.